Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ek het baie uitgesien na hierdie deel van die program waar ek jou 'n bietjie op brein wil tap en nie net gesels oor die gewone gewasse wat almal dink en iets om te eet om jou maag vol te maak nie, maar ook die gesondheidsvoordele, maar veral ook al die byprodukte wat uit van hierdie gewasse en plante wat ons al gedek het gemaak kan word. Ja, spesifiek as ons nou kyk na tomaties, wat ons nou oor gepraat het. Soos ek gesê, daar's die hoofvoedingselemente waarin mens normaalweg dink, soos jou vitamiene en minerale. Tomatie is baie ryk aan Vitamiin A en C, maar ook kalium en foliensuur. Okay. Nou daai het op sigself gesondheidsvoordele wat ons van weet. Maar dan was daar ook baie van die wat hulle noem in Engels phytochemicals. So dit is molekules wat in die plante voorkom wat plante gewoonlik maak as verdediging of om hulle onsmaaklik te maak. En hierdie molekules het baie medisinale voordele. Yes. En hulle resulteer nie noodwendig onder die voedsame elemente nie, maar hulle het 'n funksie. So hulle funksie is dan hoofsaaklik medisinaal. En dan kyk ons veral in tomaties na die karotenoïde. Dit is die groepverbinding se naam wat insluit likopeen en beta-karoteen wat in tomaties voorkom wat hom daai oranje-rooi kleur gee. En dan is daar ook polyfenole wat nou weer baie goed is vir die sirkulasie. En daar is die flavonoïde, dis die flavonoïd molekules. Nou hulle is baie goed vir die algemene sirkulasie en baie keer in die natuur sien ons dat die vorm waarna 'n plant voorkom is ook die deel vir die liggaam waarvoor dit goed is. So byvoorbeeld kry ons miskien die patats. Ja. Wat soos die pankreas lyk. Ja. En daar is bevind dat patats wel goed is vir bloedsuikerbeheer, die gesondheid van die pankreas. Ja. En dit is wel so. So baie van hierdie goed word in navorsing gestaaf en met die tomatie is dit ook die geval. Die tomatie het 'n rooi, daai oranje-rooi kleur en as jy hom oopsny het hy 4 segmente wat dui dat hy baie goed is vir die hart en die sirkulasie. Okay. Die rooi kleur vir die sirkulasie en die 4 kamers binne in die tomatie, die 4 kamers van die hart. Ja. So dit is wel so. En dan ook is hierdie karotenoïde wat in die tomatie voorkom is baie goed vir die prostaatklier, maar ook vir vrouens, vir die algemene voortplantingsorgaan gesondheid, sou dit baie voordelig wees. En dan 'n ander voordeel van hierdie karotenoïde is, dit is baie goed vir oogweefsel. Ja. Dit beskerm die oogweefsel. Ja. So dit beskerm die oë teen baie van hierdie degeneratiewe siektes wat mens kry. Yes. En dit is dan in daai opsig baie belangrik. So die kleurmolekules wat in hierdie plante voorkom en ook so met die blomme wat deel is daarvan. Daar's baie kleurpigmente in wat baie goed is vir ons sirkulasie en vir ons oë en baie ander weefsels. Ja, dit klink vir my eintlik na 'n wondervruggie tomatie. Ek het geweet hy's gesond, maar soos jy praat my brein rek letterlik van al die voordele skak. Wat ek ook wil uitkom, so dit is al klaar mind-boggling metaal so kan meng, maar daar's ook ander byprodukte in hierdie plante en vrugte ons al gesien het, nie net vir gesondheid en vir kos nie. Ja, daar is baie van die plante, kyk, plante in die algemeen het vesel in. Ja. So vesel is 'n baie goeie byproduk wat gebruik kan word. Daar's ook al bepaal dat ons mense in ons dieet het hulle baie keer gaan kyk na die epidemie van vetsug en allerhande goed en toe het hulle gedink hulle gaan dit verklaar aan die hand van vet en suikerinname. En dit het net 'n deel van die prentjie geskets. Die hoofdeel wat eintlik ons gesondheid beïnvloed is vesel. Okay. Ons het almal 'n groot tekort aan vesel omdat al ons voedselsoorte so verwerk is. Ja. In die verwerkingsproses raak die vesel raak hulle ontslaaf van die vesel. So die vesel is krities belangrik nou weer van 'n gesondheidsoogpunt dat dit die mikrobes in ons liggame voed. En hierdie mikrobes het dan weer wanneer hulle voed op hierdie vesel het hulle 'n effek op die immuunstelsel. Hulle maak klein molekuulietjies uit daai vesel uit sodat hulle dit verteer en dit gaan pas dan in op ons immuunselle en laat ons immuunstelsel werk. Maar ook die vesel is natuurlik as in watter manier mense dit ook al verwerk, is dit baie belangrik in die tekstielbedryf. Ja. So daar's ander toepassings altyd vir hierdie goed. So as 'n byproduk wanneer mense die vrugte of groente miskien pars, daai reste wat oorbly kan mens verwerk om bruikbare vesel te kry. Ja, dit ook ek sê twee een van ons grootste vriende en vennote en natuurlik almal weet as jy aan hulle dink jy tomatie. So ek dink ons moet so 'n lese maak van 'n handvol tomaties 'n dag laat die dokter langer wag. Iets in daai dag is dit vir hulle stuur. Ja, veral as jy dit kombineer nou, dit gaan miskien nie lekker saam smaak nie, maar as jy op ander tyd van die dag appels daarmee saam eet. Nou appels het nou weer die voordeel op die sirkulasie. Ja, presies. Ja, as kyk en maar ook toe ons nou na die blomme segment gekyk het, ander sektore soos of dit nou die kosmeties of die parfuummark
wat se ander geleenthede is vir iemand wat kyk wat al klaar miskien met so gewasboer wat byvoorbeeld nou met blomme. Soos ons gesê het, die kleurstowwe in die blomme, daar's 'n baie goeie mark, baie van die voedselbedryf soek natuurlike kleurstowwe. So dit kan mens natuurlik uit die blomme self uitkry en dit maak nie so baie saak die stadium van die blom, wanneer hy klaar geblom is, kan jy nog steeds die kleurstowwe uithaal. En natuurlik blomme het baie goeie olies in hulle, veral deel van die nektar olies wat gebruik kan word vir parfuum of vir die alternatiewe bedryf om essensiële olies uit te kry. Baie van die blomme, as jy dit met stoom distilleer, dan haal hy die essensie van die blom se reuk wat baie keer in die blom sit, haal hy uit en dit gaan sit in die stoomgedeelte en dit as gevolg van die hitteverskil drup dit af as 'n olie en dan die water wat oorbly drup op 'n ander gebied af. So dit is 'n baie goeie toepassing vir die blommemark of mense wat daarin sou wou belangstel. So, wat ek dink dis altyd die geleentheid wat ons nou kyk en dis kom as hierdie program Nisboere noem, is jy doen iets, jy plant 'n blom of jy groei 'n tamatie, maar dit is jy moet bietjie verder gaan grawe en soek en 'n ander hoek of 'n ander nis geleentheid soek wat jy baie keer meer as net die logiese gedeelte van ek verkoop my tamatie op die mark. As die mark versadig is of dis verkeerde tyd van die jaar, kan jy dan ook na hierdie bygeleenthede gaan kyk. Het jy ander praktiese voorbeelde wat jy al in jou ek weet jy het baie ver gestudeer, maar wat jy op afgekom het, wat jy gesê het, maar gaan kyk na hierdie of gaan ondersoek hierdie vir mense wat kyk en na geleenthede soek? Ja, byvoorbeeld, dis nou 'n voorbeeld wat mense miskien al aangeraak het, maar veral die bloubessies wat in Suid-Afrika nou al baie toegeneem het in populariteit, het die bloubessies baie toegeneem, maar bloubessies het 'n baie goeie voordeel, gesondheid weer eens, maar selfs die vesel wat in bloubessies voorkom, hulle het baie meer vesel as wat mens dink, en die kleurstowwe nou weer eens in bloubessies, het ons gevind is baie goed vir, dit was baie goed vir baie virale infeksies wat ons het. Want hierdie persblou kleurstowwe is nou gevind dat dit die binneste laagie van ons bloedvate baie voed en die gesondheid daarvan verbeter, sodat jou bloedvate langer oop bly, meer bloed vervoer, jou immuunselle beweeg makliker rond. So daar is, as mens kan kyk daarna waar daardie kleurstowwe uitgehaal word en gesuiwer word en beskikbaar gestel word as 'n bestanddeel wat jy in aanvullings kan gebruik. En daardie selfde molekules is nou weer ook voordelig vir die brein. Die breinweefsel is baie delikaat en baie van hierdie molekules in die bloubessies werk om die breinweefsel te beskerm. So dit het 'n baie sterk antioksidant aktiwiteit en hulle het al gaan kyk daarna en in navorsing is dit bewys. So mens kan dit doen en daar is geleentheid om te sê, goed, ek wil kleurstowwe uit hierdie plant uithaal en dit suiwer en dit beskikbaar stel as 'n bestanddeel wat mense kan gebruik in aanvullings. Nee, ek gee my want te dink, ek wil eerstens in die era wat ons leef van kits, alles is kits en vinnig en pelgige om kos te bestel en alles is reeds ver verwerkte kosse, maar soos jy praat, dit baie duidelik, God het tog die vrugte en die groente op die planeet gesit vir 'n rede, so hoe gesonder die eet natuurlik, hoe beter, en as jy kan ietsie self doen, in jou tuin of in die kombuis op bly in 'n woonstel, daar is mens selfs tot op spesery vlak, en jy maar jou eie spesery bietjie kweek en groei. Ja, want hulle het gewoonlik nie baie spasie nodig nie, so jy kan dit op eie vlak kweek, en daar's selfs ouens wat mikro-groenhuisies verkoop. Ja, dis baie basies 'n klein, kom ons sê dis soos 'n groot hondehok, en daai area kan jy gebruik om baie van hierdie klein wat hulle in Engels noem microgreens te groei, of hierdie speserye, kruitjies wat jy kan gebruik. So dit is die moontlikhede is eintlik baie groot en mense het nie baie 'n groot area nodig nie. Ja, as ek reg hoor, niemand is uitgesluit en niemand het 'n verskoning. Jy kan baie klein begin en weer eens soos die blomme insetsel kleinerig begin met 0,5 hektaar, later veel hektare en 14 winkels. Dit is my indrukwekkend, maar my ondervinding net wat ek al gesien het, as jy net eers begin, die een insit het hy so mooi gesê, het gesê, gaan jy self vasknoop, as jy net die hele tyd besig is met die plan en die besigheidsplan begin het, neem daai eerste stap. So ek dink vir die kykers om hy te begin het met enige plan, wie weet tot waartoe gaan dit groei. Ja, want veral die plante ryk, dit is soos jy sê, dit in die oorsprong, die skepping, alles was reeds daar gesit en baie van die plante, soos ek gesê het reeds die spesifieke vorm vir die liggaamsdeel waarvoor hy goed is. So daar is 'n goeie wenk. Ons hoef nie eintlik veel te dink nie, soos jy sê, ons moet net gaan doen. En deur te gaan doen, kan mens eintlik voordat jy dit besef, het jy iets groter as wat jy beplan het.
Maar gaan doen dit net eers. Die voorbeeld in die Bybel was ook die 2 visse en 5 brode. Ja. Jy weet, jy moet iets bring. So jy bring iets, en wanneer jy iets bring, dan kan dit vermenigvuldig. Ja, dit waarmee ek gaan daai net hou. Ek miskien net so om dalk saam te vat aan die einde weer eens, ons het nou oor gesien, die wenke van begin klein, gebruik jou verstand wat jy gegee is, dink bietjie uit die boks, want dit is waarvoor Suid-Afrikaners goed en beroemd is, maar miskien as dit vrugte, groente, blomme al baie gedek, aan die speserykant is daar enigiets spesifieks wat jou opval, vir iemand wat kyk en sê, in Suid-Afrika is dit 'n maklike spesery, of 'n spesery waarvoor daar groot aanvraag is? Ja, die mark vir wat nou gesien word as 'n spesery vir een van die pepers, die paprika, is baie groot, want daar was 'n klein rukkie terug was daar 'n groot tekort in die wêreld oor van hierdie pepers. En ons klimaat is so gunstig vir baie van hierdie plante en speserye, en weer eens het nie baie groot area nodig nie. Met die paprika het jy nou 'n klein bietjie groter area nodig as van die ander speserye, maar dit is iets wat mense na kan kyk, want paprika is nog steeds 'n groot aanvraag, veral in lande in Oos-Europa, Hongarye en daardie tipe lande. Hulle gebruik dit in baie van hulle disse, en dis 'n baie groot gewas en groot aanvraag. So dit is iets wat mense, soos ons gesê het, sonder om te veel te dink en te beplan daaraan, begin om, kry saad. Daar is wel in Suid-Afrika het ek al van die saad teëgekom wat nie geneties gemodifiseer is nie. So daar is van hierdie skoon wat hulle noem in Engels heirloom saad wat mens kan kry. Begin daarmee, begin met 'n suiwer lyn en hou jou plante gesond, hou die grond gesond. En jy kan dit doen. Ja. Dankie Skalk, wens was meer tyd gewees. Ons gaan definitief weer met terugbring. Ons het 'n groot plan en droom wat ons met ons kykers later wil deel oor die hele gesondheidsreis waarop ons almal wil vat. Ek Suid-Afrikaans en dan gaan jy vir ons bietjie nog van raad moet bedien, maar dit vir 'n volgende keer. Ja, dis doodreg. Lusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.